Baie jare gelede was daar 'n Namaqualander wat deel was van my vriendekring in Pretoria. En ek kon my altyd so verluister na Jan, na die mooi Afrikaans wat hy gebruik, na die stories wat hy kon vertel, die grappe wat hy kon vertel. Jan kon 'n storie daar, deur gaan haal en dan stap hy sulke draaie met hom en uiteindelik kom hy by die einde uit en dan lag ons mors dood vir Jan. Hy was vrek snaaks geweest. En ek het altyd gewonder of alle Namaqualanders dan so warm is, so gul is, so snaaks is soos Jan. En na 'n paar besoek aan Namaqualand, toe kom ek agter nee, maar kyk, hier is meer as een Jan in Namaqualand. So luister lekker saam met my na die Namaqualanders se stories, na hulle wonderlike manier van Afrikaans praat, na hulle uitspraak wat effe verskil van ons en. Ek onthou Jan het nooit gesê man jy speel seker nie, hy het gesê jy spuul seker. En dan is daar ook die dubbele gebruik dikwels van woorde. Hy sou sê sy was jaloers gewees. Nie sy was jaloers nie, maar sy was jaloers gewees. En dinge soos die ge wat dikwels bygevoeg word by werkwoorde, soos die kat en die muis gebespring. Nie bespring nie, gebespring. Maar word self 'n speurder en luister na hierdie pragtige taal. Ek is die houtkarwei van waarmakersvlei. Ek verneem om wil te weet hoe dit gaan met die swartkopskaap van die Kaap. Ek die swartkopskaap van die Kaap verneem om wil te weet hoe dit gaan met die ekstra pos van Stellenbosch. Ek die ekstra pos van Stellenbosch verneem om wil te weet hoe dit gaan met Hassie Pisassie, strykyservoet soos 'n dassie. Ek Hassie Pisassie, strykyservoet soos 'n dassie, verneem om wil te weet hoe dit gaan met Griekie Korasie, oorkant by die Bloustasie, die treine wil die blaasie. Namaqualanders is seker een van die gasvryste mense wat jy kry, warm, bloedige en liefdevolle mense. Namaqualanders sal, as jy in ons omtrek, sal hulle jou hartlik ontvang. Byvoorbeeld, hulle sal, as jy weggaan, dan moet jy kan sê, maar jy was in Namaqualand gewees. En Namaqualand het vir jou, sy mense het jou goed op die hande gedra. Jy weet, ons het mos nou maar baie eenvoudig groot geraak. Ek sê vir hierdie mense hier rondom my, julle het nie 'n idee hoe arm ons was toe ons kinders was nie. En soos hulle nou die dag vir my hier moet 'n onderhoud op die radio gevra het, hoekom is julle sulke vriendelike mense? Toe sê ek maar man, omdat ons mekaar almal ken. As ek by hierdie deur uitstap, ek groet almal want ons ken mekaar almal. So ons kan nie nors wees hier nie, dan dink hulle ek dink baie van my. Sê hulle, wat met jy tannie Sophie vandag? Dat tannie ons nie groet nie. Jy weet, 1990 was hier eintlik nog nie veel toerisme in Namaqualand nie. Hier was blomme. Ons het groot geraak met die blomme, maar wie wanneer het ons gesien hier's blomme? Die 1 September is dit lentedag is. Dan wil ons nou ook ons klaskamers na hardloop ons sommer hier in die veld en dan gebluk ons blomme en dan kom maak ons klaskamers. Maar vir ons was dit mos nou alledaagse. Ons het mos nou nie besef maar dis nou iets besonders nie. Nou besef ek eers, nou dat ek groot mens is, besef ek eers hoe groot wonderwerk dit eintlik is. Want as jy nou vandag kyk hoe droog hierdie aarde rondom ons is en nou kan die winterreën net begin en dan sien jy oral kleur. Namaqualand is eintlik eienaardig omdat dit al semi-woestyn is. Ja. En dan met eens is dit 'n wonderwerk van kleure rondom jou. Die rivier het elke jaar geloop. Ons het kaal gaan swem. Ons het in daai berge het ons gaan hout haal. Elke dag moet ons hout toe loop sodat daar saans kan hout wees. En daar loop ons nou daar deur die rivier daar ons nou geswem voor ons berg toe gaan. As hier maar voor die son sak loop al ons die hout.
Ek wil net vir julle vertel die grootste ding. My oupa het varke gehad. En daar het 'n ander oom ook varke gehad. So. En toe, as hulle nou so groot raak, as een van my kinderdae, dinge wat ek nooit sal vergeet. En dan is dit varkslagdag, oupa. En Annelie Dirk sê, hulle moet varkslag. Maar ons het by die koshuis met ons die kosloop aan vir die varke. O, hy eet ons daarom daai bene af. Wat die kinders nou, ons moes vleisbeen eet ons en wat die varke nou eet. Dit was van die lekkerste kinderdae. Dus daar kosloop uit al. Die mense het dit so in kantine gegooi, die oorige kos. En varkslagdag en garries. O, dit was so lekker. Kom Willem Stone, hy was die slagter. Hy moet nou amptelik die varke kom skiet, net so een skool. Praat is nou by die skool, dis varkslagdag. Daar kom die Boekamse kinders af. Ons het in die onderkamp gebly, in die onderkampse. Dan speel ons. En daar wag ons, laat Willem Stone kom. En daar word die vark geskiet. Daar is die hele kinders daar. Die hele groot mense is daar. Sy Willem Stone sy vark kom skiet. Hy aand eet ons varkens. Dit was so lekker. Dit was een van my dinge wat ek nooit sal vergeet. Nou, onze groot mense destyds, baie kinders, hulle was baie presies op die voorkoms van hulle se kinders. Sien Sarah was miskien, as hy gekom word, hy moet vroeg gebad word, en dan is het ook die groot baddens, sommige keer die sinkbaddens ook. Dan die water moet ook afkoel, want jy kry pak slaas as jy het laat kom. En dan moet jy weet, as jy daar inkom, jy weet nie wat op jou wag van. Jy sommer moet die klapperaar is sommige kere die banke, die coconut haar, of met 'n lemoensak. As jy nou daar gestaan en jy word nou geskuur, soos 'n pot, word jy nou. En dit was nou nie 'n aangename saakie van baie kinders weet, is vanaand aardappelsak aan, of lemoensak aan, of klapperaar aan, want jy word gewas. Onderwysers wat nou ons moes op aan se by gehad. Lekker onderwysers wat moes nou oulike stories vertel. En so ek dink is daar waar ek verknog geraak het aan stories, want ek kon my altyd verluister aan my sub-A juffrou van storieetjies wat sy altyd vir ons gelees het. Ek kon nie wag dat dit storietyd is. Sy het een keer vertel van 'n bok. 'n Storie vir ons vertel van 'n bok wat in die veld is en hy het 'n veetjie, dan kom tik die veetjie die bok, dan sê die veetjie, bok dek die tafel, dan dek die bok die tafel vir die veetjie, en hy eet hulle mos nou, en dan maak sy weer, dan sê sy dek af, en hy namiddag, ek en my niggie is saam in sub-A, en op die plaas is op springwater, so eentjie uit Kerkham sê, ons hardloop na skool, hardloop op springwater, toe veld in, daar waar die bokke wy in die veld, elkeen het 'n stok en elkeen het 'n bok. Bok dek die tafel, niks gebeur nie. Bok dek is niks gebeur nie. So vreeslik het ons alles geglo wat ons gehoor het. My naam is Lentjie Jaars. Ek is gebore in Dr. Isa van die Kerk Hospitaal. Dieselfde hospitaal as Johan Stemmet, net so by the way. Op Springbok, ek het groot geword in Bersig. En dis waar ek eintlik, hoe sal die groot mense sê, waar ek mens geword het. Ek onthou my so baie vir juffrou Dora Kloete. Juffrou Dora Kloete het altyd gesê. Sy het my die naam gegee, Maatjie, want ek het verskriklik baie gepraat. En juffrou Dora het gesê ek is soos 'n draadloos wat jy nie kan afsit nie. So dis die hele tyd net so, Maatjie, wat maak jy alweer? Maatjie. En dit was vir my dis kosbare goed, waarom ek nou terugdink. En ek sien nou nog ek is soos 'n draadloos wat jy nie kan afsit nie. Nou daar was sulke klein vruggetjies wat gegroei het. So, ons glo ons in 'n Makwaland het berge. Baie mense sê ons maar is klipkoppies, maar kinders was daai berge geweest. Hy sê nee, ons gaan berg toe. Ons gaan hulle berg klim. Hulle klim jy nou daai berg. En Kouniebee het hulle pluk. Nou Kouniebee was so 'n het amper so 'n heel oranjerige vruggie dingetjie geweest. Ek het nie eens Kouniebee geëet nie. Maar ek het saamgeloop. En daar val jy mos en jy glim mos en jy kap mos. Kom jy met allerlei merke by die huis aan.
daar was gekyk na die merke. Daar was gekyk na die houe, maar jy het nog houe gevoel. Want wat soek jy daar? Julle self vir julle doodbrand en goed. Hoekom het jy nie 'n hoed opgesit nie? Hoekom is julle so onantwoordelik hierdie keer? My ma het ook 'n manier om nie 'n woord vol te sê nie. Sy onverantwoordelik is onantwoordelik by haar. American Swiss is Amerika by haar. Jy weet, sy is 'n pensionaris, maar sy is 'n pensionaar. Hoe sy het haar eie manier van praat, haar eie woordeskat. En sy is net kosbaar. My dominee, hy was eintlik baie snaaks geweest, man. En nou, ons was, ja, soos ons nou gesê het, ons moes alles gedoen het en goed. So jy in die kerk het jy groot geword, jy het geslaap kerk, jy het geëet kerk, en dan sê mamma ook nog, jy bly in die kerk se straat, so jy het weer verskoning om nie in die kerk te wees nie. Nou raak jy mos nou jonkerig, en jy raak mos nou jiggerig. So nou begin kom jy agter, maar daar is mos 'n dansbesigheid ook. So nou wil jy mos ook begin dans toe gaan. Jy wil mos ook. Nou begin ons hier met nie goedes. Want ons het altyd gesê die met nie, dis mos nou die middagdansietjie. Kom kry jy ook later is lekker. Wat dan nou van die aanddans ook. En begin gaan ons ook nou in die aand na die dans toe. Nou het my een vriend het by die deur gewerk van die dans. Daar kom kry jy daar word op kolle, daar hoor jy net so hoor jy. Daar roep die DJ. Dankie, Jars. Check it to the foyer. Dis altyd wat jy gedinge wat hulle sê, check it to the foyer. Hoe kom jy nou? By die foyer. Sien jy net, die staan 'n pink gown. As dit mama goed. Hulle kom al vir go uit die dans, het mama goed het 'n mens geverneder. Hoe kan jy dit aan jou kind doen wat nou maar vlekkies begin kry? Mama goed by die dans gekom, maar dink jy het geluister? Ek het nie geluister nie. 2 weke daarna is jy weer daar. Wat gebeur? 2 weke daarna is dan pink gown weer daar. En kyk hier dan is hy rollers wat ook nie reg gedraai is. Jy kyk is net hierso wat enetjie uitsteek en hierso doek is lelik vasgemaak en goeders. Maar mama's daar. Wat soek jy? So jy weet net hierso. Jy moenie hier by Tesco in goed wees hè. Ons het gesê Tesco in nie, dis dit in nie. Wat soek jy hier by Tesco in goed? Jy hoort hier. Dis nie jou plek nie, my kind. En toe een keer, weet jy wat doen hulle toe? Toe sit, as dit my ma, my een chommie se ma, en my ander chommie se ma, is 'n kerkraad, en toe bring hulle nog 'n kerkraad. Toe sit 2 kerkraadlede, en 2 ouers, en hulle kom alles uit die dans uit. Hier was 'n band in 'n Barbie geweest, die hondeman het 'n band gehad. En die is 'n neef van die van Karkams. Dan kom hy nou die band. En ek mag mos nou nie gaan nie. My suster het mos nou gevra en hulle kan nou gaan. Dus daar wag ek net dat hulle geloop het. Daar hardloop ek soos my intan het gesê soos 'n dorsdonkie. Hulle hardloop soos 'n dorsdonkie agter die danse aan. Want as 'n donkie mos dors is en hy weet waar is die water, dan hardloop hy mos vir water. So het ek van standaard 5 af. Ek loop nou net so dat die wie se dansplek dit is, en kan ken die hondeman my sien. Dan sê ek, ken jy my kind? Jy kan my sien buitekant staan nie. Kom in. Dan dans ek dogterliker elke plaat. Ons so tieners raak dit ek en my een grootmaak suster. Ons hy aan uitgeglip, ook geloop daar, waar die stof daar. Ons dans, op die vlak is mos nou lekker ons. Toe ons sien hier kom en toe dit seker so 9, seker so 10 uur raak. Hier kom 'n lanternlig. En ek sê vir Delina, dis maar wat hier kom. Kom al nou vir ons. Toe het saam gekoes en toe het maar het net niks gesê nie. Sy het net toe het ons dadelik geloop saam met haar huis. Een van die mooiste goeders ook van die Namakolanders is, die Namakolanders het maar net die manier om mense te laat lag. Sonder dat hulle snaaks wil wees.
Eerlikwaar, hy kom natuurlik deur. Dis nie asof hy probeer grappies maak. Dis maar net die manier hoe dat hy sy stories sal vertel. En hy vertel hom op 'n manier dat jy so jouself ook inleef in daai storie en jy kry snaaks, want 'n Makwaland praat snaaks. Ek weet jy moes daarom nou redelik ook vir 'n Makwaland getoer en jy het seker agtergekom hoe verskil die tongvalle ook. Dis en dis 'n selfe streek, maar niemand klink dieselfde nie. Baie mense sê dat ons praat plat. Nou ek kan nie verstaan wat is plat of moet jy nou soos die Transvaaler sê ma, pa, of moet jy sê pa en ma soos ons. Maar ons spreek, ek dink ons spreek nogal, kyk ek was daarom in die onderwys, ek het dan baie vir kinders klanke geleer, jou u en jou en jou i en jou waterklanke alles o. En ons sê praat byvoorbeeld van 'n tuin, nou nie 'n tuin nie. En nou ja goed, ons het net nou gesê, ons sê partykeer nie speel nie, sê speel. Dan sit ons natuurlik nou weer 'n klank daarin wat nie daarop hoort nie. Maar ons spreek nogal, ek dink ons spreek ons klanke reg uit. Maar dit klink miskien vir iemand anders plat of snaaks, ek weet nie. Die Karkamshoed is mos klein dorpies. Mos nou kleerlingdorpies. Mos nou. So daar praat ons soos ons hoor. So ons praat soos die groot mense praat. So jy praat op gehoor. Mos nou kom jy hoërskool toe en jy word nou blootgestel aan onderwysers wat vir jou sê jy moet jou moet gerond raak. Maar ons sê byvoorbeeld kom ons speel langs die huis. Dis nou langs die huis. Nou kom jy by die hoor, nou hoor jy nie, jy moet nie so. Dis huis. Dis nie huis nie. En daar het die goed deur mekaar geraak. Waar huis het toe na huis geraak. Kinders het kinders geraak. By die skool, want jy moet nou by die skool, jy moet 'n punt kry by die skool. Afrikaanse punt, so jy moet reg praat in die skool en ek dink die verandering het daar gekom. Vir my 35 jaar het ek nou in Garries groot geword. En ek het eintlik by my ouma en my oupa groot geword. En dit was, my oupa is oorspronklike boering van Steenkof. En vir my was dit 'n groot voorreg om by ou mense groot te word. Van hulle is mos nou nog die ou tipe manier van beginselwaardes wat hulle op 'n mens toepas. Soos ek weet byvoorbeeld, ons mag nie gesê het, as hy miskien gepraat het, hy het nou miskien gesê, Aiden kom gou hier na toe, dan mag ek nie miskien sê, want dit was 'n lelike aanspreek teenoor hom. En ek mag ook nie byvoorbeeld, daar's 'n naamwoord wat sê, want is amper soos, dis 'n lelike tipe woord. Mag ook nie daai tipe woorde gebruik het nie. Nou, omdat hy van Steenkof was, kon ek my eintlik die twee verskillende tipe dialekvorme van ons streekstyl kon ek onderskei van. Daar's tipe woorde wat ons praat en daar's tipe woorde wat hy byvoorbeeld, hy het nou in sy manier van praat, het hy nie gesê ek moet nou gou hierna toe kom of ek is verskriklik honger. Hy sou gesê het ek is verskriklik honger. So het hy byvoorbeeld gepraat. Nou ek kon nou daai twee tipe manier van praat kon ek toe nou onderskei tussen sy manier van praat en ons manier van praat. Die ou mense was eerlike mense. Hulle praat met soos hulle dink. En hulle gee ook nie om vir jou die eerlike sin te gee nie. As hulle voel jy moet geskrobeer word of aangepraat raak, dan sê hulle vir jou, jy's nou hier by 'n fout. Ek weet, ek was nog klein geweest en dan speel ek en my niggie ry net op die plaas. Maar ons klein, ons het nou net begin stap, ek kan baie goed onthou. Dat ons nou net in die huis in, op by die trappe op, gekruip. En dan moet jy weer regop staan om te loop, ons is net mooi in die kamer. My oupa lê agter die deur. En my oupa sê, julle bliksems, wat soek julle hier in my plek? Maak ek julle uit my huis uit? Toe moet ons twee nou weer vinnig hardloop. En uitgaan. Lekker, die groot mense is eerlik in wat hulle voel, en wat hulle dink, en wat hulle sê. Ons try nou eers om hulle dink, wat wil jy hê, moet ek vir jou sê. So ons speel met woorde.
oupa sal vir jou sê, jy moenie dit doen nie. In plaas van dat jy sal moeilikheid optel, sal hy vir jou sê, jy sal verbars hoog klim. Jy sal verbars hoog klim, het sal nie goed gaan, jy sal sukkel. Hier jy, kom hier so. Dat is nie omdat ons neerhalend is. Hier jy, so sê die naam ook in. Hier jy, kom hier so. Sal ons hom nou roep. Kom hier so. En so aan. Die kinders is daarom nou weer. Ek hoor die mense sê, ons sê kinders, maar ons is nie kinders, ons sê kinders. Die kinders hoor mos nie. As jy goed gedoen het, of jy is suksesvol gewees in iets, dan sal die ou mense byvoorbeeld gesê het, nie los waarom, hy's 'n vasram. Hy's 'n vasram. Hy's 'n vasram. Nog 'n ding wat ons byvoorbeeld ook aan sou spreek as jy nou praat van 'n kind of 'n meisiepersoon. Ons sal byvoorbeeld nou vir die mansmense sê, jy gaan nou na sy huis toe. Hom, ons sal nou nie sê hom sy huis toe nie, maar roep gou vir hom. Dan sal iemand anders wat nou van ons omtrek is, miskien 'n bietjie verward lyk van hoe praat ons nou van hom. Maar dit is nou miskien 'n dame. Maar dit is ons manier verander. Sê hy moet hier na toe kom. Maar dit is nie dat ons nou byvoorbeeld die vroumense dis respek of so nie, maar dit is maar net ons manier dat ons sê vir hom hy moet hier na toe kom of sê hy moet hier in plaas van sy. Die kinders sê ook nou, as hy nou vertorrel, miskien kwaad doen, sê nou maar, hierdie hond, kom hier so. Hierdie hond, jy moet jou gedra of so. Ek hoor hulle sê ook nou nogal so, hierdie hond kom hier, sal hulle nie die naam ken. Dan is as iemand nou, jy moet nooit vir iemand sê hy's lelik nie. Nie vir iemand sê hy's lelik nie. Nou hoe dat pa? Nee. Sê vir die persoon, as jy hom dan nou wil sleg sê. Kyk, jy moet met my morsie man, jy is bietjie te onduidelik om met my te mors. 'n Platleer is 'n tipe platbos, maar as dit nou loop later droog raak, dit is baie plat geleë. Dit is 'n droog loop raak hy lekker kurkdroog, so 'n struiktipe bossie. Want hulle het nou groot stukke hout, het hulle ook al gebruik om vuur te maak, maar die platleer was amper soos 'n vuuraansteker om die vuur aan die gang te kry. Jy lag vir jouself, want ek meen, eerlik, die lewe is so kort. As wat jy nou nog met 'n kalboe gesig kan rondloop en jy kan smaak. Kalboe beteken mos onsmaaklik, nie lekker nie. Hoekom moet jy kalboe wees? Jy weet, almal maak foute. Jy weet, ek gaan nie nou vanaand loop slaap, sê ek vanaand loop slaap, ek gaan sê, ek gaan weer 'n voel vir myself vandag gemaak, ek het self lekker vir myself gelag, toe ook so 'n voel vir myself gemaak het. En daar voel jy lekker en dan kan jy jou oë toemaak. En ek het gesien, Namakolanders raak ook amper oud. Hulle raak mooi oud wanneer hulle oud raak. Hulle raak mooi oud. En dit is juist oor daai ding. Jy laat uitkom. Jy sit hier, ja, ons is baie privaat ook, met sekere goed en so. En ons het mos 'n manier ook, ons is baie stigtelik in hoe ons gedra ook. As dit 'n sekere tipe grys, daai kan. So as jy swaar kry, jou swaar kry gaan nie wees op jou bakkie sien. Jy vat jou swaar kry na die Here toe. Hy het gesê kom met al jou laste en goed. En dan vat jy hom ook so. En as jy daar van die Here praat, dan praat jy van my tata. My tata. Hy het gesê is my tata, hy het gesê hy sal agter my kyk so. Hy's my pa. So is my tata. Hierdie jaar het ek vir Afrikaans.com het ek hele reeks video's gemaak van Afriname. Dis maar hoe ek dit gekoin het in die sin van kyk, ons praat mos nie vlot name nie. Ons het nooit name geleer nie. So ons het Afrikaans mee groot geraak, maar met name woorde.
En toe het ons hom nou maar so gemaak, Afrinama. So dat klink op ons nou lekker. So ons kan hom in 'n sin gebruik en goed is en dit sal klink na iets in 'n nama antie kan 'n woord vang of so. So koro. Dis 'n woord wat almal ken. Almal weet dis gesels en goeders. Maar die lekkerte is as ek in 'n winkel stap hier in die Kaap, dit het selfs in Dubai gebeur. Nie in Dubai nie, in Doha gebeur. Hoe stap ek daar en 'n antie sê net vir my, kom ons koro. Maar sy sê nie koro nie, choro. Kom ons choro. Ek sê ja. Toe sê kyk oor Afrinama, jy treffe. En die antie is opgewonde. Toe sê ek, antie, ek is so bly jy kom groet my so, maar al wat ek net moet sê, kan ek jou reg help? Sê koro. Eet lekker. As die vuur nie wil brand buite nie, en hy rook jou so erg, dan sê hulle dis iets aan. Daai of as jy 'n pyp aansteek, opsteek, en die rook bondel so uit jou mond uit terwyl jy die ding trek, dan sê hulle ook iets aan wat daar trek. Ek hou verskriklik van die woord kwa, maar dit is nie 'n goeie woord nie. As die groot mense sê, hoe lyk die weer vandag? So dit lyk asof dit kwa weer. As die wolke op 'n sekere manier grys is en goed as ze voel hulle is dit kwa weer, dan beteken dit is iemand wat doodgaan. Wat ons nou byvoorbeeld hier is, ek in die huis ingekom het en ek was miskien nou nie lekker of ietsie. As hulle gevra het, wat is hier so trouboe? Nou trouboe is, wat is hier so onsmaaklik? Wat lyk hier nie so lekker nie? Uitsobbe. As jy uitgesobbe word, dan beteken dit nou jy word nou ingesmeer. Sien jy nou 'n hoesiekie of wat dan sê mamma kom sobbe met daai. Jy weet, dit smaak my blye val uit mekaar. Kom maak hulle net weer vas, jy weet, of iets soos dit. Dis uitsobbe. As jy nou miskien nie reg aangetrek was en jy's nou 'n bietjie verslons. En het hulle gesê, nee, jy moet jou reg aantrek. Jy kan nie so lykie, want dit is so karrig. Karrig is ook byvoorbeeld 'n woord vir jy lyk verslons. En kam, as jy praat van kam, sien jy, dat is nou iets wanneer jy iets vastneemt. Het kam jou. Maar het zit toe ouma mis, toe hulle mis nou die dag hulle se pygel op kry in die dorp. En jy weet mos is ouma goed, dan laat die skool is hulle goed kom maar my handsakkie, maar sy het kam onder die blad, sien jy so, het kam. Hoesikaya beteken ons huis. Die nama is meer 'n naam van Usi Kaya. Ons het dit mis nou omdat ons dit gedoen het omdat ons wil nie vergeet as jy vandaan kom nie. Nou, ek en my vroukie het besluit, omdat ons nou die grond vir jare betaal in die munisipaliteit, en ons het geen voordeel na die boerdery, ons gaan vir ons nou sulke goed maak. Ons gaan nou vir ons huisietjies maak, ons gaan die huise opkyk. En ek kan jou sê, dat het gewerk. Ons kry baie gaste hier. Ons het al mense uit die Johannesburg gehad, afgetrede, mense wat op toer gegaan het in die blommetyd. En dan mense wat net wil kom kuier. Die twee vrouens, hulle staan 3 uur in die oggend, kan ek sê, en dan pak hulle tot 40 brood. Brood. Die asbrood, jy vat skoon dryfsand, dis nou in die rivier kry jy die dryfsand. Dan vat jy nou daai dryfsand en dan maak jy nou vuur. Van môre af maak jy nou vuur. Hy maak so skietgeluid. En die vrouens ken ook die hitte. Nou as hy dryfsand nou deurwarm is, dan word die deeg geknie, hy het nou lank geknie, maar hy is lekker styf geknie, vanoggend geknie, lekker styf geknie, en dan krap hulle 'n gat in die grond, gooi 'n bietjie meel daar. So. En dan sit hulle daai deeg in die, en dan vat hulle daai warm sand op die deeg gekrap. En dan sit hulle kooltjies op. Ek sê, jy het my weer sê.
kiesijster het hier gekom. Toen pak mijn vrouw die brood hier. Toen zei kiesijster voor mij, nee, omdat ik kan niet. En toen in de grond gebouwd, in de grond gemaakt. En toen hij brood eruit komt, toen zei hij, zo'n stukje brood, hij brood opgegeten, hij brood opgegeten. Ja, zo lekker is hij brood. Hij asbrood. Daar is een man met een plaats. In die kindse plaats is een vrouw. Maar dat is een weduwee en een weduwnaar. Nou is die ou nou lief om hier te komen kuilen. Want die vrouw maakt verschrikkelijk lekker tert. Nou is die andere plaats, dan gooi je ze niet zo in die wind, dan ruik je nou. Nee, maar ik kan weer gaan, daar wordt nou weer gepakt. Zo doen elke dag, dan vertellen nou die vrouw zo stories. Kinderstories en zo. Maar die vrouw is niet juist in die kinderstories. Zij is gezellig samen. En één dag, toen kwam die man. En toen nou net bij die deur kwam en zei, morgen zuster. Nou die overmaakt me nou, die vrouw is zo. Morgen zuster. Wat is zuster? Jij hebt me zo'n hoenderplaats. Ja, hoe kom? Gaan terug. En dan gaan we even mijn hoender. Van jouw hoender. En hij heeft het gauw gemaakt, want dan moest ik die melktert wachten. En toen zei hij terug. En die hoender gehaald. Toen kom ik met die hoender. En toen nou weer zei, middenzuster. Toen zei die vrouw, ga terug, huis toe. En dan trekt hij hoenders de veren af, allemaal. Trek alle af, trek alle af. Nou hij weer terug, huis toe. Die hoender is levendig. En hij trekt af, en hij trekt af. En hij komt terug. Die vrouw slaat dat hoender rondom. Zuster, hier is de hoender wat jij gezocht had. Toen zei zij, nou moet je maar teruggaan en hier van mijn deur af. Tel je alle veren op tot bij je huis. En kijk of je het allemaal bij elkaar krijgt. Hij heeft niet weer komt melktert gaan eten. Nog een oude story wat ik aan vertel van die oom van mij. Pa zijn neef. Ook bij je komt kijken daar, maar hij was verschrikkelijk bang geweest. Kijk, als je zon ondergaan, hij was heel bang, daar gaat hij niet van je huis af. Hij slaapt ja daar. Op een aan toe, nou weer ook keer aan toe komt hij, die namiddag daar nou gezin en gezeld. En toen raakt het nou later, komt daar nog een oom met zijn gezin en toen raakt die leerplek nou te veel. En toen met die oude nou, toen mijn pa gezegd, maar jij zal me nou van aan huis toe rijden. Toen hier 11 uur in de nacht. Toen spannen ze elkaar en donkers in de huis. En hij rijdt naar huis toe. Nou, bij een zekere plek, zo die rivier, die doet schrik je donkers. En dan is hier die pad. En hij springt van die kar af. En op staan voor. En toen hij nog voor die donkers kwam, hij weer het pad intrekken. We zien maar hier zit 2 witgoed op die kar, achter die kar. En hij staat nou daar, maar dat is nou hier middernacht. En hij nog gaan staan tot de andere dag morgen daar. Nou, maar toen krijg je later, maar hij moet ook bidden onze vader. Daar dat onze vader zei, los is van die boze, hij herhaalde het maar raar wordt nou niks geantwoord. Hij zei later, zei hij, maar lieve hier daar in Jesaja staan, als ik die rivier ga, zal die water met niet oorstromen. En als ik die rivier ga, zal die vuur met niet branden. Maar lieve hier, dat is nou niet een van die twee. Dus we staan hier in een rivierbed. Maar hier zitten we spoken achter elkaar. Toen maar gestaan op die andere morgen, hier 6 uur, toen wordt het nou licht. Toen heeft ze ook zo als een slijmer, dat is nou heel nacht gedaan. En dan weer wakker wordt. We zien nu meegaan naar, daar zitten 2 kaartzaken, met zaken gestopt met kaart en achter op die bakken. Nou, destijds is daar elke ding een dienst gehad. Als die oes mooi was, dan is daar een dienst gehad hoe die oes mooi is. En 1 keer toen die oom zijn zoon, een karkamse oom. Hij is baie trots op zijn zoon,
sy sê net by die polisie mag ingekom. En die oom het 'n biduur, sy sê gaan Police College toe. Hy is vol familie en vriende. En die oom bid en die oom sê, Here, jy moet die hemelse padskrapers stuur, om vir my kind die pad vorentoe oop te skraap. My kind gaan Police College toe. En Here, jy moet die stuurwiel hou vas as die kind die polisiebakkie ry. Ek het my kind self geleer change. Jy moet die stuurwiel hou, my kind sal self change. So as ons mense mis nou soos hy dink en soos hy die ding sien. So praat hy en jy bid sommer ook so. Ek ken nie die woorde meer so goed nie, maar ook ek sal probeer. Amaker in die skadies van die berge, bos beskut aan alle kanten, staan alleen HBCC op die grens van Zululand. Ek dink seker van enige Namakolaner wat nou terugkyk, soos vir ek myself wat terugkyk, wat nie meer daar is nie, sal ek Namakoland net so wil laat hou. Ek wil nie hê dinge moet verander, ek wil nie hê dit moet wêreldslop word nie. Ek wil hê hy moet bly soos wat hy is, want hy is rykdom. Want die mense is eintlik die rykdom daar so. En so dat sal Namakoland het die mols nodig. Niemand sal vir kindjie slaan nie, stel maar alles mami vir. Dit gebeur nog elke dag. Kan 'n mens, as jy mos hier so na 'n winkel toe gaan of jy gaan na iets toe, of jy's waar ook al, as jy maar jy praat is soos 'n Kaapner, jy sien manier en jy kom ons van die onderwêreld af. Sê ek julle moet opbou om te sê dis die onderwêreld. Want ek dink dis een van die goeters wat gemaak het dat Namakolanders het altyd maar gevoel, ja, wat ons het maar net so gemaak en gelaat staan. Jy weet, ons is toch maar nie belangrik nie. Jy weet, ons is maar net daar so. Presies, maar dis amper daai ding wat op jou hy het so dis was daarop gesinspeel. Jy kom van die onderwêreld. Dit smaak so net so jy kom hier agter 'n bos uit. Jy kom hier regtig van 'n plek af. Jy kom hier van mense af. Jy kom hier van trots af. Maar daar is 'n ander ding wat jou dan met trots laat terugsit as jy begin besef. Maar hoe ek praat, maak saak. Hoe ek klink, maak saak. Want as ek hier praat ek nie net vir myself nie. Ek praat vir hele Namakwaland. Ek praat vir hele Noord-Kaap. Ek sien nie myself as iemand verwyder van daar. Ek sien nie myself as 'n Kaapnaar nou nie. Ek sien myself nog steeds as 'n Namakwalander, as 'n koudkind van Namakwaland binne in die Kaap. En so dis Namakwaland is my trots. Dis dan juist deur my manier van praat wat deure vir my oopgegaan het. Dis dan juist deur my kom vandaan dat deure oopgegaan het. Vir niks anders as daai nie, glo ek. En aan op die trein na Pretoria, die weer was bitterlijk koud. En nou kies sy daar 'n meisie, sy lê vir my skaam en benauwd. Die kondukteur die vra by haar kaartjie, hoe lyk sy vreeslik gekleurd. Namakwaland is vir my 'n hartsplek. Die mense hier is so gasvry, so warm, so gul. Regtig waar. Maar die ding wat vir my die meeste van hulle getref het, is hulle sin vir humor. Hulle kan so lekker lag vir hulle self. Spot dryf met mekaar, lag vir mekaar. En natuurlik is die omgewing iets ongeloofliks. Dit is net so mooi hierso. So as jy nou 'n bietjie bedruk voel of jy voel die lewe druk jou, moenie wag tot blommetyd nie. Klim sommer nou in jou kar en kom kuier hier by Namakwaland. Kom luister na hulle stories en kom korrel saam. Die plek sal jy nooit haal. Kom ry met my na Pretoria, al sal ek die geld moet betaal. Ek het ook 'n paar kleine kinders, en miskien word ek eendag grand. En as hulle vir my so lief het, dan sal ek die Vader bedank.